Goeiemôre, ek lees vir ons uit Psalm 121 uit die Afrikaanse direkte vertaling. Julle is welkom om julle Bybel saam te volg of gebruik gerus die blaadjies. Hierdie is die woord van God. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie dodelik tref nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Hallo julle. Goeiemôre. Julle, dit is baie lekker om hier aan die begin van 2023 te wees saam by mekaar. Dit is so lekker om almal weer te sien. Dit voel soos 'n ewigheid. Julle, ek is baie opgewonde om vanoggend God se woord met julle te deel soos dit staan in Psalm 121. Ons gaan aan en ons sluit af met ons reeks Psalms vir perspektief. En vanoggend gaan ons kyk na 'n psalm vir nuwejaarsperspektief. Voordat ons begin, kan ek asseblief weer vir ons bid en dan skop ons af. Ons almagtige Vader, Here, ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir die nuwe jaar wat vol nuwe lewe en 'n nuwe energie is. Here, ons loof en prys U dat U ons bewaar het hierdie vakansie en dat U ons hier saam veilig bymekaar gebring het. Ek vra, soos wat ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar staan, Here, sal U asseblief vir ons perspektief gee. Here, ons wil ons oë gerig hou op U en ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie. Ons het U krag nodig. U is die een wat ons soort vashou. Here, sal U asseblief dit doen. Soos wat ons vanoggend na Psalm 121 kyk, bid en vra ek dat dit 'n werklike bemoediging sal wees vir almal van ons hier. Soos wat ons U raak sien. U as ons skepper en ons beskermer. Here, daar is baie dinge in ons koppe aan die gang, soos wat die nuwe jaar begin het, en ons mag dalk dink oor môre se werk wat begin vir baie van ons. Here, maar ek vra dat vir hierdie tyd, soos wat ons saam met mekaar is en saam in die woord is, dat U ons harte sal rustig maak, en dat ons sal hoor wat U het om vir ons te sê uit Psalm 121 uit. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die New York Times het 2022 opgesom in 100 foto's. Foto's van die grootste en mees belangrikste gebeurtenisse deur die jaar op 'n globale front. Het julle al dit teëgekom? Ek dink hierbo, ek weet nie of julle mooi kan sien nie, het ek 'n paar van hulle gekies. Van die grootste gebeurtenisse van 2022. Dit was vir my baie opvallend, soos wat ek deur daai 100 foto's gekyk het, dat die meerderheid van daai dinge negatief was. En ook dat die dinge wat negatief was, net soveel meer gewigtig gevoel het, as wat die goeie dinge was. Aan die negatiewe kant is die dinge wat hulle op daai foto's gewys het, die oorlog in die Oekraïne wat begin het laas jaar en steeds aan die gang is hierdie jaar. COVID-19 wat in 2022 steeds talle lewens geneem het. Daar was vloede in Pakistan en veldbrande in Portugal, terroriste aanvalle, stakings, die koningin is oorleefde. Dit het ten minste soos wat ek daai foto's gesien het,
my nie laat goed voel nie. Waar is ons hoop in dit alles? En soos wat ek vorentoe kyk na 2023, is ek baie opgewonde. Dit voel asof ek nuwe energie het vir die jaar, dit voel asof daar baie geleenthede is wat voor ons is. Maar ek wil ook nie naïef wees om te sê hoorie dat niks van daai goed gaan ons hierdie jaar plan nie. Niks van daai goed gaan ons weer affekteer hierdie jaar nie. Baie van daai dinge gaan nog met ons wees hierdie jaar. Baie van daai swaar kry en soos wat ek hierdie dinge noem, weet ek dat daai foto's nie eintlik die ding is wat op ons voorfront gewoonlik ons onderkry nie. Ons werklike swaar kry word nie uitgebeeld in hierdie foto's nie. Van ons mag dalk meer persoonlike, ons eie swaar kry voel hierdie jaar. Dalk is dit finansiële druk wat hierdie jaar voorlê, of siekte, selfs die afsterwing van 'n geliefde. Hoe kan ons ingaan in hierdie jaar, 2023, met die wete dat dit voor ons lê? Om hierdie jaar te oorleef, het ons hulp nodig. Ek en jy, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het hulp nodig. Maar gegeewe die berg wat voor ons lê, 2023, waar gaan ons hierdie jaar ons hulp vind? Dit is die vraag wat ons Psalm vandag ons wil antwoord. Psalm 121 wil vir ons nuwejaarsperspektief gee vandag. En so kom ons spring in hierdie Psalm en hoor wat die psalmskrywer met ons wil deel. Psalm 121 het 4 blokke van 2 verse elk. Julle sal dit sien daar op julle blaadjies. Dis 'n eenvoudige struktuur en al wat ons gaan doen is ons gaan blok vir blok deur dit werk en sien wat die psalmskrywer sê. 'n Vraag en antwoord in die eerste blok, vers 1 en 2, en dan die res van die psalm gaan daai antwoord verduidelik vir ons. Net 'n brokkie inligting voordat ons afskop. Dis belangrik dat ons weet, soos wat ons na die psalm toe kom, dat in julle Bybels veral sal julle sien dat die psalms het 'n titel en 'n subopskrif. Nou die titel is gegee vir die psalm deur die psalm vertaler en so dit was nie deel van die oorspronklike psalm soos wat hy staan in Hebreëus nie. Maar die subopskrif was, en ons hoor dit te lees in dieselfde asem as wat ons die res van die psalm lees. Dit is soos 'n psalm van Dawid. Daai subopskrif gee vir ons konteks om te sien hoe moet ek hierdie psalm lees. Ons psalm sê dat dit 'n pelgrimslied is, of in die Engels is 'n song of ascents. En dit is een van 14 psalms wat hier bymekaar gevind word. En dit is liedere wat soos wat die Israeliete reg oor die koninkryk van Israel in hulle dorpies bymekaar was, soos wat hulle die reis aangepak het van hulle klein dorpie na die groot stad van Jerusalem om daar by die tempel die Here te gaan aanbid. Hierdie is een van daardie liedere wat hulle gesing het, soos wat hulle op pad was. Soos wat ons psalmskrywer die lang pad stap van hierdie klein dorpie na die groot stad van Jerusalem. Kyk hy op en hy sien berge wat voor hom lê. En hy sien moeilikheid. 'n Bergpas is nie 'n baie maklike pad om te stap nie. Dis 'n uitputtende reis. En daai berg wat voor hom lê, maak hom dalk selfs ook bang. Want die bergpas is gewoonlik die plek waar die rowers is, waar die rowers hulle kan flank en aanval. En so die vraag kom by hom op, waar gaan my hulp vandaan kom? Hoe gaan ek hierdie reis oorleef? So vers 1, kyk saam met my. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Die psalmskrywer kyk nie na die berge en net natuurlik is hy vol moed en energie en hoop om hierdie jaar aan te pak nie. Die berg aan te pak nie. Nee, eerder 'n vraag van angs en desperaatheid kom by hom op. Waar gaan my hulp vandaan kom? Ek's bang, ek is oorweldig. Ek dink dit is 'n behulpsame psalm
vir ons om vanoggend te hoor. Want baie van ons gaan daardie selfde vraag vra in 2023. Tye van desperaatheid waar ons eintlik moedeloos mag wees. Selfs nog voor die jaar begin het. Nog voor ons die werk aangepak het. Ons sien hoe genade die storm is op pad en hy kom na ons toe. Waar kom my hulp vandaan? Maar dan, wat die psalmskrywer doen, is hy praat met homself. Hy gee vir homself 'n antwoord tot sy vraag. Het julle al so met julle self gepraat? Ek moes dit doen, hierdie vakansie. Ek en my vrou het 'n 20 ure roadtrip aangepak van Pietermaritzburg om Bloemfontein af na die Kaap toe en ons het dit one shot gedoen. Die rede daarvoor was dat ek baie graag nie R1300 wou spandeer om 'n nag in Bloemfontein oor te slaap nie. Erger as dit, Beaufort Wes. Maar julle, dit was 20 ure, 7 ure in die pad in. Toe daag ons eers in Bloemfontein aan. En die hele pad af Kaap toe lê nog voor my. Ek was nie baie hoopvol op daardie stadium nie, en so ek moes met myself praat. En ek het vir myself gesê, Stefan, onthou hoekom jy hierdie doen. Onthou die R1300 wat jy gaan spaar. Onthou, jy hoef nie vanaand in Beaufort Wes te slaap nie. Spaar jouself van dit. Dit het my uiteindelik daar gekry. Ons is veilig aangekom 12 uur die aand. Maar op pad terug van die Kaap af terug Pretoria toe het ek sonder om te dink die geld neergesit en in Bloemfontein oorgeslaap. Want ek het agtergekom my motivering was nie baie sterk nie. Dit het nie langer as een keer gehou nie. Ek het agtergekom dit is nie 'n bemoedigende genoeg ding nie. Ons psalmskrywer vra 'n kritiese vraag. Waar kom my hulp vandaan? En ek wil hê ons moet sy antwoord bestudeer, eerder as myne, wat vol krag is en bemoediging. Vers 2, kyk asseblief saam. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Dit is daardie antwoord wat die man se hart laat bedaar. En selfs dit gee vir hom moed om hierdie bergpas aan te pak. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Aan die een kant bely hierdie man dat God soewerein is. God is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy het hierdie berg wat voor my lê gemaak. Hy hou my lewe in stand. Hy het vir my lewe gegee. Hy heers oor alles. Hy hou my lewe in sy hand. Hy is in beheer. Maar hoor ook die ander ontsettende belangrike deel van sy antwoord. Hy sê nie my hulp kan van God wat die hemel en aarde gemaak het nie. Spesifiek sê hy my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy gebruik God se naam. Julle sal sien in julle Bybels en op julle blaadjies in die Engels is daardie woord die Here of the Lord in hoofletters. Dit wil vir ons sê dat die naam agter daai woord in die oorspronklike taal is vir Yahweh. Yahweh is meer as net 'n sinoniem vir God. Yahweh is God se persoonlike naam, soos wat hy homself openbaar het aan die nasie van Israel, soos wat hy Israel gered het uit slawerny. En so die psalmskrywer gebruik God se naam. Hy het 'n persoonlike verhouding met hom. Yahweh het my gered uit Egipte uit. En is hierdie tweevuldige antwoord wat die psalmskrywer moed gee en energie gee in sy pad. Die res van die psalm gee vleis aan die bene van hierdie antwoord. So kom ons spring in en gaan na vers 3 en 4 toe en sien wat daar staan. Die psalmskrywer wil ons bemoedig. Hy wil ons oortuig en hy wil vir ons wys waar sy hulp vandaan kom. Sien julle dat die stem verander? In vers 1 en 2 praat hy met homself. Hy sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan kom my hulp? My hulp kom van die Here.
Maar dan in vers 3 en 4 is hy nie meer besig om met homself te praat nie. Dit is asof hy homself herinner het en oortuig het, homself bemoedig het, en dan beweeg hy aan en hy wil die leser self ook bemoedig. Hy wil hê ons wat die Psalm lees moet sien wat hy sien en wat hom bemoedig het. Vers 3 en 4. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Jahwe sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Hoekom? Want jou beskermer slaap nie. Laat jou oog val op die hele Psalm en kyk hoeveel keer in hierdie Psalm word die woord beskerm of in die Engels keeper hoeveel keer dit voorkom. Sien julle daar, dit is 6 keer wat daardie woord, daardie idee voorkom. En so die psalmskrywer wil dit aan ons kommunikeer. In ons moeilike tye en in tye waar ons hulp nodig het, vind ons hulp by Jahwe wat ons beskermer is. Die een wat na ons omsien. Die een wat weet waar ons is ten alle tye. Jy is nie alleen in hierdie jaar nie. Dit is 'n bemoediging. Het jy al ooit alleen in die aand deur die buurt gestap en so klein bietjie angstig gevoel? Toe ek jonger was, het ek gedink dat straatligte darm my sal help, maar ek het vinnig agtergekom dat 'n straatlig wat aan en af flits eintlik die situasie net baie erger maak. Ek is benoud, ek is bang. Ek was angstig geweest en daar's nie iets wat my angstigheid kon laat bedaar nie. Julle die ding eerder, dit wat regtig my angstigheid laat bedaar het, wat wel vir my hulp gebied het in daai tyd, was wanneer een van my ouer broers saam met my was. Ek kon my vrees en my worry, ek kon my angstigheid deel met my ouer broer. Ek kon dit vir hom wys. En dan het hy saam met my gestap. Hy het selfs my hand vasgehou. In daardie oomblik het ek geweet dat ek veilig was. Ek was nie bang vir die donker nie. Ek het geweet ek het 'n beskermer hier so langs my. Ek hoef nie te vrees nie. Ek kon rus van my angstigheid. Jesus, die Here, leer die Bybel vir ons, is ons ouer broer. Ons ouer broer wat nie slaap nie. Wat altyd waaksaam is oor ons. Ons kan bemoedig wees in hierdie jaar, in onsekere tye, want ons is nie alleen nie. Saam met dit, dink ek hier gebeur ook 'n kontras. Kyk weer vers 4. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie. Hy sluimer nie in nie en slaap nie. Die ander nasies se gode en se beskermers, hulle mag dalk slaap en sluimer, maar nie so met Jahwe nie. Hy raak nie eers vaak nie. En so hierdie is ook 'n vermaaning teen mense wat in ander nasies se gode vashou. Kan jy nie sien hulle slaap nie? 'n Storie uit die Ou Testament wat hierdie duidelik maak, is die storie wat ons sien in 1 Konings 18. Israel is in 2 geskeur. Moet ons Jahwe volg of moet ons Baal, 'n heidense god, volg? En die Here se profeet Elia kom na hulle toe. Hy kom na die Baal se profete toe in Israel en hy sê, hier is 2 altare. Bid tot Baal, en as Baal self hierdie altaar aan die brand kan steek, sonder dat enige van julle profete hom help, dan sal ons weet, hy is regtig God. En so, dit is wat hulle toe doen. Die Baal se profete, 450 van hulle, dans rondom die altaar, hulle bid en bid en bid tot Baal, maar daar is net stilte.
En so 1 Konings 18 vers 27 sal op die bord verskyn. Hierdie is wat Elia toe doen. Hy sê teen middag het Elia hulle gespot en gesê, roep harder, want hy is mos 'n God. Dalk is hy in gedagte, of sonder homself af, of is op pad. Dalk is hy aan die slaap en moet wakker word. Maar niks gebeur nie. Sien julle die punt? 'n Slapende God is niks werd nie. Baal is aan die slaap en hy het nie gekom na sy profete se hulp toe nie. Maar nie so met Jahwe nie, hy is getrou. Wanneer jy hom nodig het, gaan hy daar wees. Daar's niks wat hom per ongeluk onkant kan vang nie. Maar jy mag dalk voel oor die stryd tussen Jahwe en Baal vandag is nie regtig 'n kompetisie nie. Ons weet dat daar nie baie mense op 'n Sondag Baal gaan aanbid nie. Maar kom ons wees waaksaam, ek en jy, om nie blind te wees vir die gode wat hierdie jaar voor ons lê, voor in hierdie jaar lê, wat ons wil kry om hulle te aanbid nie, wat beloftes gaan maak vir ons, wat wil hê ons moet op hulle vertrou nie. Daar is baie gode hierdie jaar wat voor ons lê, wat ons wil oortuig om ons hulp by hulle te vind. Dit is so maklik om geld ons God te maak. Geld wat sekuriteit en welstand bied, 'n gemaklike lewe beloof. Dit voel regtig asof geld elke antwoord wat ons dalk mag hê, eintlik kan antwoord, elke begeerte. En as mens geld na 'n probleem toe gooi, dan lyk dit asof dit verdwyn. Maar dan is daar ook ander gode hierdie jaar, wat nie noodwendig 'n oplossing bied nie, maar eerder beloof vir afleiding of 'n skuilingsplek. Die God van drank sê, hoorie, drink genoeg aan my, kom ontspan. Die God van pornografie sê, kom vind 'n tydelike ontsnapping by my. Die God van sosiale media sê, kom aanbid my met al jou tyd. Ek sal jou eindeloos kan vermaak. Is daar dalk 'n ander God wat hierdie jaar voor jou lê wat verleidend lyk? Die gevaar wat Psalm 121 vir ons wil uitwys, en die ding wat ek regtig nie wil hê met jou en met my gebeur hierdie jaar nie, is dat ons wel na daai dinge toe hardloop. En dan wanneer ons op ons mees desperate, mees kwesbare plek staan en ons vra om hulp, dan verdwyn daai dinge. Dan is dit so stof in die wind. En dan gaan ons sien dat daai dinge eintlik maar slapende gode was. Geld kan nooit genoeg wees nie en dit kan nie elke probleem oplos nie. Geld kan nie 'n verhoudingsworsteling genees nie. Drank bied geen oplossing of blywende verandering nie. Pornografie is 'n verwoestende gif. En movies en series kan nie regtig die hartseer in ons harte aanspreek nie. Daar's nie 'n enkele ander God buite die God van die Bybel, buite die Here, wat nie op 'n stadium ons in die steek gaan laat nie. En so hierdie jaar, kom ons skuil by Jahwe, want hy bring werklike verlossing. Kom ons kyk dan na vers 5 en 6. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedags sal die son jou nie dodelik tref nie, en snags ook nie die maan nie. Die Here is jou beskermer en jou redder. En sy beskerming is omvattend. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Hy is naby aan jou. Soos wat mense in daai tyd oorlog toe gegaan het hulle in hulle regterhand 'n swaard gehad of 'n spies, en aan hulle linkerhand het hulle baie groot skerm, shield gehad. Wat beteken het, hulle linkerkant was verdedig.
Hulle linkerkant was verdedig, hulle was nie ontbloot of kwesbaar nie, maar die regterkant van hulle liggame was. En so wat jy sou doen in daai tyd is jy soek 'n vriend wat hier langs jou kom staan, wat vir jou skerming bied hier aan jou regterkant. Die Psalm sê dat die Here daardie vriend is aan jou regterhand om bedreigings af te weer. Die God van die heelal is 'n vriend wat so naby aan jou staan. Bedag sal die son jou nie dodelik tref nie en snags ook nie die maan nie. Dis omvattend, oggend en aand. Die laaste strofe is opsommend. Vers 7: Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou ingaan en jou terugkeers beskerm van nou af en vir altyd. Hierdie Psalm is meer as net iemand wat voor 'n bergpas staan. Die psalmskrywer, jy sien hy sê dit self. Dit is iets groters. Vers 7 en 8 sê die Here sal jou lewe beskerm verby hierdie enkele bergpas van nou af en vir altyd, selfs tot in ewigheid. Die psalmskrywer is bekommerd oor die hier en nou, maar ook dit wat kom. En hy sê ek vertrou op die Here. Hy is my beskermer tot verby die dood toe. In elke aspek van spasie en tyd kyk hy na my. Jy mag dalk hierso sit vanoggend en skepties wees. Hoe kan die psalmskrywer al hierdie dinge sê? Hoe kan dit moontlik wees dat God hierdie woorde, hierdie beloftes kan hou? Is dit nie 'n overpromise nie? Hier is die laaste 3 dinge wat ek wil noem waarmee die psalmskrywer ons wil los in ons lewens soos wat ons in 2023 instap. Die eerste ding is hierdie psalm beloof nie dat jy nie swaar kry gaan beleef nie. Die berge lê steeds voor hierdie psalmskrywer en ons lewe steeds in 'n gefalle en 'n gebroke wêreld waar daar swaar kry is. En in hierdie jaar selfs gaan ons allerlei uitdagings beleef wat ons gaan toets. En ons moet gereed wees vir daardie werklikheid. Maar die psalmskrywer gee vir ons perspektief in dit. Die psalmskrywer sê, jy is nie die eerste persoon wat hier stap waar jy nou stap nie. Die psalmskrywer het self deur hierdie pad gestap. Hierdie lewe is 'n pelgrimstog, soos wat mens agter die Here aanstap, waar swaar kry volop is, maar waar dit ook vol is van God se genade, soos wat ons agter sy seun aanstap, Jesus. Jesus het self hierdie pad gestap. Hy het voor ons hierdie pad van swaar kry gestap. Hy weet presies waardeur ek en jy gaan. Hy het self ontsettende swaar kry beleef in sy lewe, soos wat hy vervolg was, soos wat hy verraai was en soos wat hy uiteindelik doodgemaak was. En hy het hierdie pad gewillig gekies. Hebreërs 12 vers 2 sê die volgende: Kom ons hou ons oë gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat voor hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering ag het en sy plek aan die regterkant van die troon ingeneem het. Jesus het 'n pelgrim geword om die weg vir ons te baan, sodat ons ook nou saam met hom die pelgrimtog kan aanpak na die groot stad van die nuwe Jerusalem toe, waar hy regeer. In die hier en nou is hy ons beskerming. Hy is die vriend aan ons regterhand. Hy bring redding vir ons uit ons sondes uit. Hy bring uitkoms. En hy gee vir ons hoop. Hy red ons van die dood. Dit is waar van my en jou, soos wat ons in hom vertrou. Hy is die skepper en hy is ons redder. Die tweede perspektief wat ek wil hê ons moet sien,
is swaar kry in hierdie jaar roep ons om by ons helper te skuil. Wanneer jy swaar kry beleef hierdie jaar, roep uit na die Here toe. Moet nie laat swaar kry jou weg laat beweeg van hom af nie. Roep uit soos wat die psalmskrywer doen. Ek kyk op na die berge, van waar af gaan my hulp kom? My hulp kom van die Here. Here, help my. Ek het u hulp nodig. Dalk is dit jy swaar kry wat 'n geleentheid is hierdie jaar vir ons om nie na slapende gode toe te hardloop nie. Dit gee vir ons 'n geleentheid om ten volle op Jahweh te vertrou. Dit gee vir ons 'n dieper afhanklikheid en 'n meer intieme verhouding met God, soos wat ons hom soek, soos wat hy homself aan ons openbaar. En laastens, dit gee ewigheidsperspektief. Hoe kan die psalmskrywer sê dat my voet nie sal struikel nie? As ek weet ek gaan 'n moeilike bergpas nou aanpak. Hoe kan hy sê dat die Here my sal beskerm teen elke onheil? As ek weet ek gaan swaar kry beleef. Hierdie is baie soortgelyk aan wat Jesus gesê het vir sy disippels. Lees saam met my in Lukas 21. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word. En hulle sal sommige van julle doodmaak. Maar daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Hoe is dit dat iemand letterlik kan doodgemaak word en tog dat daar nie haar op hulle koppe verlore gaan nie? Dit is omdat Jesus sê hy is ons beskermer. Hy beskerm ons lewe van nou af tot in ewigheid. Onheil en sonde gaan swaar kry vir ons veroorsaak in hierdie jaar, in hierdie lewe. Maar dit kan net swaar kry bring tot op 'n punt. Dit kan nie verby die dood ons raak nie. Die ware lewe, die ewige lewe is soveel langer as net hierdie 60 of 70 jaar wat ons op aarde is. En die Here sê hy beskerm ons hele lewe. Die lewe wat die meeste saak maak, die mees bevredigende lewe, 'n lewe wat vir ewig duur. En Jesus bied dit vanoggend vir my en jou. Hy is ons skepper. Hy het ons gemaak. Hy begeer om ook ons redder te wees. Ons beskermer te wees. En dit is soos wat ek en jy op hom vertrou, wat ons onder sy beskerming inkom. Daar is niks wat die psalmskrywer in die psalm self doen om onder God se beskerming in te kom nie. En so ook met ons, is daar niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Ons is begunstiges, ons ervaar dit soos wat ons op hom vertrou. En so kan ek jou aanmoedig, as jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie daardie beskerming ervaar nie, wil jy nie vandag jou lewe vir die Here Jesus gee nie. Aanbid hom as die ware God. Laat gaan van slapende gode wat nie daar kan wees vir jou nie. En Christen, as jy dalk hierso sit en jy voel jy het bietjie perspektief verloor, soos wat 'n moeilike jaar voor jou lê, wil ek jou herinner aan waar jy jou vertroue geplaas het. In die skepper van die heelal. God wat mens geword het om my en jou te red in hier en nou tot in ewigheid. En so kom ons gaan in 2023 in met hoop en met energie en met Psalm 121 as ons baken. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Kom ek bid vir ons. Ons Vader, ons God. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om weer 'n nuwe jaar te begin.
Here, en dankie vir Psalm 120. Psalmskrywer wat net soos ons deur 'n moeilike tyd gaan en vir ons herinnering bring van wat hom troosting gebring het en wat hom bemoediging gegee het. Here, ek bid dat dit dieselfde sal wees vir elkeen van ons wat hierso staan, waar hierso sit. Here, wees ons beskerming hierdie jaar. Wees ons troosting. Here, sal U asseblief ingryp in ons lewens. Here, sal U asseblief redding bring. Here, daar waar ons dalk op slapende gode mag vertrou in ons harte van harte, sal U asseblief dit vir ons uitwys, dat ons sal terugdraai, terugkeer na U toe, dat ons sal sien dat U en U alleen is koning. Dankie vir Jesus, wie in ons plek dood gegaan het, die dood oorwin het en ons gered het, ons beskermer is. Wees ons genadig in 2023, Here. U wat skepper is en U wat redder is. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Thanks, Stefan.